Welkom. Vandag kyk ons na een van die brein se allerbelangrikste en terselfdertyd mees kwesbare ondersteuningsstelsels. Goed, kom ons spring dadelik weg met 'n syfer wat jou sal laat regop sit. 'n Volle kwart van alle beroertes wat deur blokkades veroorsaak word, gebeur presies hier in die bloedvate aan die agterkant van die brein. Dis 'n massiewe getal. So, wat is die kernprobleem waarna ons kyk? Dit het 'n ingewikkelde naam, vertebrobasillêre iskemie of VBI. Maar wat beteken dit regtig? Dink daaraan so. Dis 'n gevaarlike onderbreking in die brein se brandstoflyn, spesifiek na die deel wat alles beheer. Hier is ons roete vir vandag. Ons gaan eers die anatomie verstaan, dan kyk ons wat gebeur as dinge verkeerd loop, hoe dokters die probleem opspoor en dan die groot debat, hoe maak jy dit reg? Eerstens, kom ons volg die pad van hierdie kritieke brandstoflyn. Want om te verstaan wat kan fout gaan, moet ons eers presies weet hoe hierdie unieke lewenslyn sy pad na die brein vind. Stel jou twee parallelle hoofvee voor, een aan elke kant van jou nek. Maar hierdie is nie gewone baaie nie. Hulle loop deur 'n beskermde tonnel binne aan jou ruggraat. En hul bestemming? Die brein se beheertoring, die breinstam en cerebellum wat jou balans, asemhaling en hartklop reguleer. Nou hier is waar dit regtig fascinerend raak. Hierdie reis word in 4 duidelike fases opgebreek. V1 is die beginpunt, die afrit in die bors. V2 is daai lang beskermde tonnel binne die ruggraat. V3 is 'n kritiese buigsame draai reg by die boonste wervel wat jou toelaat om jou kop te draai. En V4 is die laaste skof waar dit die skedel binne gaan en met sy maat saamsmelt. Elke segment het sy eie unieke kwesbaarhede. So, nou ken ons die roete. Maar wat gebeur as daai lewenslyn onder druk kom? Wel, dit kom eintlik op 2 hoofprobleme neer. 2 maniere waarop dinge katastrofies verkeerd kan gaan. En hierdie skyfie wys dit perfek. Aan die een kant het jy 'n lae-vloei probleem. Dis letterlik soos 'n knak in 'n tuinslang. Die bloedvloei word verminder en dit veroorsaak simptome wat kom en gaan. Aan die ander kant, en hierdie een is baie gevaarliker, is die emboliese probleem. Dis nie 'n knak in die pyp nie, dis rommel in die pyp. Stukkies plak of 'n klont breek af en skiet stroom af waar dit 'n kleiner bloedvat heeltemal blokkeer. En dit is wat gewoonlik lei tot 'n ernstige, permanente beroerte. So, hoe voel dit as daai beheersentrum skielik nie genoeg brandstof kry nie? Die waarskuwingstekens is dikwels skielik en, wel, nogal skrikwekkend. Die eerste een is dikwels vertigo. En ons praat nie van 'n bietjie lighooftig wees nie. Dis 'n skielike, gewelddadige gevoel dat die hele wêreld om jou spin. Dis 'n duidelike teken dat die brein se balanssentrum in die moeilikheid is. Volgende is dubbelvisie. Jou oë, wat altyd perfek saamgewerk het, verloor skielik hul sinkronisasie. Die wêreld word 'n dubbele, verwarrende prentjie, 'n direkte gevolg van 'n probleem met die brein se fyn beheer oor die oogspiere. Dan is daar iets wat valaanvalle genoem word. Sonder waarskuwing gee jou bene net onder jou pad. Jy val, maar jy verloor nie jou bewussyn nie. Dis 'n skielike verlies aan spierkrag. En laastens, ataksie. Dis wanneer jou koördinasie jou heeltemal verlaat. Om te loop of selfs net te staan, word skielik 'n massiewe, onmoontlike uitdaging. En wat so interessant is dat die plek van die probleem dikwels verklap wat die probleem is. Heel onder by V1 is dit gewoonlik aterosklerose, die opbou van plak. In V2, binne die ruggraat, word die arterie dikwels van buite af saamgedruk deur beenuitgroeisings. En by die mobiele V3-lus, dis dikwels 'n disseksie, 'n skeur in die arteriewand as gevolg van trauma of oormatige strek. Met sulke ernstige gevolge, hoe op aarde kry dokters 'n duidelike prentjie van wat binne hierdie diep beskitte are aangaan? Wel, hulle het 'n hele gereedskapskis. Dit begin gewoonlik met 'n eenvoudige ultraklank om die bloedvloei te meet. As hulle meer detail nodig het, gaan hulle oor na 'n CT of MR-angiogram wat pragtige 3D-beelde skep. Maar die goue standaard is arteriografie. Ja, dis meer indringend, maar dit laat dokters toe om die arterie in reële tyd te sien, selfs terwyl die pasiënt se kop draai, om daardie probleme op te spoor wat net met beweging sigbaar word. Goed, die probleem is geïdentifiseer. Nou kom die groot vraag, hoe maak ons dit reg? En hier is daar basies 2 hoofskole van denke, 2 totaal verskillende filosofieë. Aan die een kant het jy oop chirurgie. Dis die tradisionele, meganiese benadering.
'n loodgieter se oplossing. Die chirurg gaan fisies in, sny die slegte pyp uit en bou 'n nuwe, duursame een. Aan die ander kant, die moderne tegnologie, endovaskulêre terapie. Dis meer soos 'n skoonmaker. Hulle gaan van binne af in, deur die lies of arm en druk die blokasie met 'n ballon en stent oop. Dis minder indringend, maar is dit beter? Wel, hier is waar die data 'n baie duidelike storie vertel. Kyk na die duursaamheid. Na oop chirurgie is 91% van daai herstelwerk 'n volle dekade later steeds perfek oop. Dis ongelooflik. Vergelyk dit nou met stenting, die helfte, 50% begin weer vernou binne net 6 maande. Dit is 'n massiewe verskil in hoe lank die oplossing hou. Maar wat van die onmiddellike risiko van die prosedure self? Jy sou dink die minder indringende opsie is veiliger, nie? Wel, verrassend genoeg wys die data iets anders. Vir oop chirurgie is die gekombineerde risiko van beroerte of dood in die eerste 30 dae minder as 1%. Dis verbasend laag. Vir stenting spring daai risiko na meer as 6%. So hier is die ironie, die makliker opsie kom met 'n hoër onmiddellike risiko. En hierdie aanhaling uit die bronteks slaan die spyker op die kop. Dit sê basies, die nuwe tegnologie werk, ja, ons kan dit doen, maar dit kan nog nie kers vashou by die bewese langtermynresultate van goeie ou chirurgie nie. En so kan jy sien, vir elke pasiënt is daar nie 'n maklike antwoord nie. Dit word 'n baie persoonlike besluit, 'n fyn balans tussen die onmiddellike risiko en die langtermynbeloning. So, wat moet jy vandag onthou? 1. Die wervelarterie is 'n komplekse, maar uiters belangrike lewenslyn. 2. Probleme kom basies in 2 geure: 'n geknakte pyp of rommel in die pyp. En 3. Die groot besluit oor hoe om dit reg te maak is 'n kompromie tussen die bewese duursaamheid van chirurgie en die minder indringende aard van 'n stent. En dit laat ons met een laaste, groot vraag vir die toekoms. Gaan tegnologie hierdie gaping kan toemaak? Gaan stents eendag net so duursaam word soos 'n chirurg se handwerk, of sal die kuns van die chirurg altyd die goue standaard bly vir die herstel van hierdie kritiese brandstoflyn na die brein?